welkom en elkeen van u wat vanaand ingeskakel het by die Sabbat-openingsprogram. Ek hoop dat u 'n heerlike week gehad het. Ons wil ook baie welkom sê aan ons winter wat uiteindelik hier so is, waar die week baie koeler was en het gereën het. En ons is ons ook baie dankbaar vir die reën wat ons gekry het. Voor ons vanaand se gedagte gaan bespreek, wil ek vir net vra om die hoofde te sluit vir ons openingsgebed. Goeienaand, Hemelse Vader. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer eens 'n Sabbat saam in u teenwoordigheid te kan ingaan. Baie dankie, liewe Heer, vir dit wat u vir ons deur die week gedoen het. Liewe Heer, dankie vir gesondheid, dankie vir kos en klere. Dankie vir alles wat u vir ons doen, wat ons as selfsprekend aanvaar. Hemelse Vader, waar ons vanaand 'n paar gedagtes rondom Job gaan bespreek. Weer wil ek u vra dat u met ons sal wees, dat u in ons gedagtes sal wees, dat u vir ons die regte gedagtes sal gee om te kan oordink dit wat ons in die Bybel van Job leer. Weer, ek wil vra dat u ook met ons vriende en familie sal wees, om met hulle 'n lekker Sabbatdag sal hê. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil vanaand met u 'n gedagte oor Job deel. Ek weet nie hoe u werkweek was nie. Myne is gewoonlik rof. Daar is altyd iets wat al gister moes klaar gewees het, maar dit het eers vanoggend op my tafel geland. Ek weet nie van julle nie, maar die vakansiedae maak die werk net erger, want nou moet daar 5 dae se werk in 3 of 4 dae ingepas word. Daar is al reeds baie wat ingepas word in die 5-dag werksweek. Die programme is ook reeds redelik vol en besig. Dan duik daar onbeplande omstandighede ook nog op. Soms gooi dit nie die appelkar om nie, maar daar is weke wat dan net beroerd gaan en wat ons nie beplan het nie. So ook in die lewe van Job. Die Bybel leer ons dat Job het gewoon in die land is. Ek lees ook dat Job baie goeie kwaliteite besit het. Hy was vroom, opreg, godvreesend en het geen kwaad gedoen nie. In my oë is dit baie goeie kwaliteite wat ek graag sal wil uitleef. Job het 7 seuns en 3 dogters gehad. Ek lees ook dat hy 7000 kleinvee, 3000 kamele en 500 paar beeste gehad het, 500 donkies en 'n menigte slawe, en dat hy ryker was as al die mense van die ooste. Selfs in vandag se tyd moes hy nogals ryk gewees het, as ek net na die boere om ons kyk. Eendag toe Satan voor Here kom, vra die Here vir hom waar hy vandaan kom. Satan sê toe vir hom dat hy die aarde deurkruis het. Die Here vra hom toe of hy vir Job gesien het. Dink net in vandag se tyd, sou die Satan voor die Here kon staan en die Here hom kon vra of hy vir Rudolf, of om Joe, of om Christo, of Tannie Tokkie, of enige ander persoon gesien het. En die Here kan sê, dis my kind daai, daar is niemand op die aarde soos hy of sy nie. Ek wil graag vir julle voorlees uit Job 1, vers 13 tot 19. Job 1, vers 13 tot 19. Het sê, en op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hul oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan die ploof was en die esels aan die wei langs hulle, het die Sabeërs 'n inval gedoen en dit geroof, en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die nog spreek,
kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer. En net ek alleen het ontvlug om dit vir u te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof. Maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hul oudste broer. Toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn kom en die huis waarin hulle was, die 4 hoeke gryp en dit op die jong mense geval het, sodat hulle gesterf het. En net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Dis dan 'n hele klomp slegte goed wat letterlik in een dag met Job gebeur het. Die een slaaf het nog nie eers klaar gepraat nie van die een ramp nie. Dan kom hy vertel die volgende slaaf daaraan om hom van die volgende ramp te vertel. Maar wat ek die meeste van Job hou, is op die belangrike vers 22 van Job 1. Ek net dit vir u lees. Job 1 vers 22. En dit sê, en dit alles het Job by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Job is definitief baie beter mens as ek. Om in een dag letterlik alles te verloor en nie te sondig nie. Hoe tree ons op wanneer wanneer rampe ons tref? Hoe tree ons op wanneer dinge nie volgens ons plan verloop nie? Die laaste ongeveer 2 jaar het vir my soos 'n Job ondervinding gevoel. Dit kan seker, dit kan ek kan dit vir julle sê, dit was nie maklik of lekker nie. Ek weet ook nie wat nog voor gaan lê nie. Alwaarvan ek seker is dat die Here aan my en aan elkeen van u se sy is om u deur daardie moeilike tye te dra. Ons kan nie die einde sien of die lesse wat ons moet leer nie. Ons kan net die omstandighede wat voor ons is en ons vaskyk. Wat kan ek leer uit die verhaal van Job? Ek moet goeie karaktereienskappe aanleer. Ek moet leer om onvoorwaardelik op God te vertrou. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek moet leer om nie vir God kwaad te word of God vir alles te blameer wat in my lewe nie reg verloop nie. Ek moet leer om meer soos Job te wees en God onvoorwaardelik te vertrou. Kom ons maak dit 'n uitdaging hierdie week vir al die slegte dinge wat in ons lewens gebeur. Kom ons probeer om meer soos Job op te tree met al die goeie karaktereienskappe en kwaliteite wat hy vir ons leer, wat hy besit het. Ek hoop dat ek wil vir u vra om saam die hoofde te buig vir ons afsettingsgebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorbeeld wat Job vir elkeen van ons gestel het. Liewe, baie dankie vir die lesse wat ons van Job kon geleer het. Liewe, ek wil vir u vra dat u met ons sal wees, lei ons die res van hierdie Sabbatdag, help het ons môre sal opgaan na u huis, om saam met vriende en familie, gemeenskap met u te hê. Help ek dat ons ook daar 'n waardevolle lewensles kan leer.
Dankie vir die rustdag wat U vir ons ingestel het. Weer, vra dit als niemand verdien nie, maar in Jesus grootte en heilige naam alleen. Amen. Mag jy elkeen 'n heerlike Sabbatdag hê. Ons sien mekaar môre by die kerk. Lekker aand vir u verder. Totsiens.